Hallo julle, ons kyk weer na finansiële wiskunde vraag en hierdie slaag van November 2024. Dit sê, Tsepo het op 1 Maart 2022 'n lening van R100.000 bekom teen 'n rentekoers van 13,5% per jaar wat maandeliks saamgestel is. Hy het onderneem om die lening oor 5 jaar terug te betaal vanaf die 21ste April 2022 in maandelikse paemente van R2.300.98. Bereken die totale rente wat hy oor die 5 jaar sal betaal. Goed, om die rente te bereken, moet ons weet dat hy R100.000 geleen het en hoeveel gaan hy terugbetaal, so die totaal wat hy betaal het, gaan wees die 60 paemente, want dis oor 5 jaar en elke jaar het 12 maande. Die 60 paemente wat hy oor die 5 jaar gaan betaal, van R2.300.98. En dit kan ons dan met ons sakrekenaartjie bereken. Dit gee vir jou R138.058,80. So, hy het hierdie geleen. R100.000 en nou betaal hy R138.000 en nog meer. So die rente gaan net die verskil wees. Dit gaan daar die R138.058,80. Kyk daar het ek 'n grade geskryf, minus my R100.000 en dit gee dan vir ons 38.000. Ek het 2 keer rand geskryf ook, ek is nou heel in gedagte. R58.058,80. So, dit is die totale rente wat hy oor 5 jaar betaal het. Goed, ek gaan vraag 7.3.1 uitskuif en ek gaan hier skoon maak, sodat ons kan kyk na vraag 7.3.2, wat die eintlike interessante vraag is. Nou daar is vraag 7.3.2. Tsepo het op 1 Maart 2024 R22.398 betaal. Dit was sy maandelikse paement en 'n addisionele R200.000. Hy gaan daarna voort om die oorspronklike maandelikse paement te betaal. Hoeveel maande vroeër sal hy die lening terugbetaal? Nou die beste hier is maar om 'n tydlyn te kyk. En daar is ons. Goed, hy het die lening aangegaan daarso by tyd 0 en toe het hy maandeliks terugbetaal. So eerste betaling 'n maand nadat die lening goedgekeur was en hy gaan aan vir 60 maande. Nou, op die 21ste Maart 2024 het hy die ekstra R20.000 betaal. Nou onthou, hierdie was die, wanneer het hy sy eerste lening, sy eerste paement gemaak? Tsepo het onderneem in die 5 jaar vanaf 1 April. So hierdie was 1 April 2022. En dan het hy op 1 Maart 2024, nou kom ons sê, dis nou maar hier, op 1 Maart 2024. Natuurlik gaan die maand daarna 1
April 2024 wees. Daar het hy daardie extra R20,000 betaal. Nou, hoeveel paemente is dit? Jy sien, van die 1 April 2022 tot die 1 Maart van 2023 gaan 1 jaar wees, en dan weer van die 1 April 2023, kom ons skryf die 2023 in, daar is Maart 2023, daar is April 2023. So, hier by Maart gaan hy 12 betalings reeds gemaak het, want hy betaal mos aan die begin van elke maand. Jy sien, hy betaal die 1 Maart, en so gaan hy aan, en wanneer hy weer by die 1 Maart kom, is hy betaal die 1 April. Daar's dit, hy betaal vanaf 1 April. So die 1 April maak hy sy eerste betaling, en dan gaan sy jaar eindig, na hy die eerste betaling gemaak, die 12de betaling gemaak het op die 1 Maart. En so, daarie is definitief 1 jaar se betalings, en daar is 12 betalings, soos wat ek hier gesit het. Dan begin hy met sy 13de betaling hier, en hy gaan aangaan, ek sien dis weer April, en by die einde Maart, gaan hy weer 24 betalings hê, want dit gaan weer 1 jaar wees, met 12 betalings. So, 1 Maart, het hy 24 betalings gemaak. En dan gaan hy, en op die 1 Maart, betaal hy die extra R20,000 in. So hier het hy sy 24ste betaling gemaak, en hy gaan ook 'n extra R20,000 inbetaal. So wat jy moet doen, is om die uitstaande balans hier te kry. En wanneer jy die uitstaande balans het, dan trek jy die extra R20 wat hy nou inbetaal het daarvan af. Want dan weet jy hoeveel hy in totaal nog skuld. En dan kan jy uitwerk hoe lank dit om gaan neem om daardie skuld te delg. So, ons wil die uitstaande balans na die 24 betalings uitwerk. So, as ons 24 betalings het, balans, daar is 'n S. As hy reeds 24 van die 60 betalings gemaak het, hoeveel betalings is dan nog oor? Wel, 36. Betalings. So, vir die uitstaande balans, daar's 2 maniere. Ek hou van die huidige waarde een, dit werk vir my lekker, so daar is hy, so ek gaan nou uitwerk wat is nog uitstaande, die bedrag wat ek maandeliks betaal is, kom ons maak net 'n lysie hier, daar is dit, dis R2,000,98, die rentekoers was gewees 13,5%, so dis 0,135 as ek dit met 100 deel, en dan is dit maandeliks saamgestel. Goed, en die bedrag wat hy aanvanklik geleen het was R100,000, ons het dit in 7.3.1 gebruik. So wat ons nou hier het, is dat die betaling nog steeds aangaan, 1 minus 1 plus 0,135 op 12,
En nou moet ek weet wat is minus n. Nou ek is besig om die uitstaande balans te vat, so ek moet die uitstaande betalings gebruik, wat minus 36 dan gaan wees, gedeel deur die rentekoers wat 13,5% is, so 0,135 op 12. En dan werk jy dit met jou sakrekenaartjie uit, en ek kry 67.804,94 So, dit is wat uitstaande is na die 24ste betaling. Maar dan gaan hy ook op daardie tyd en hy gee vir hulle ekstra R20.000. So dit moet ek nou aftrek van die uitstaande bedrag. So hy skuld nog daardie R67.804,94 wat reeds wat die uitstaande bedrag was, en nou gee hy vir hulle R20.000, so hy gaan minder skuld. So op daardie stadium skuld hy dan nog R47.804,94. Goed, nou sê hulle, hy gaan voort om dieselfde bedrag te betaal. Hy gaan daarna voort om die oorspronklike maandelikse paaiement te betaal. Hoeveel maande vroeër sal hy nou sy lening klaar betaal het? Goed, ek gaan hier uitvee. Goed, ek weet normaalweg sou daar 36 betalings oor gewees het. So kom ons skuif die P-waarde hier na links toe. Daar sy. En nou kan ons maar invul wat ons het. So ons weet dat die bedrag wat hy nou nog skuld, 47.804,94 is. X, die maandelike bedrag wat hy betaal, is R2.300,98. En dit moet ek dan vermenigvuldig met 1 minus 1 plus I, wat 0,135 is, op 12, tot die mag minus N. Nou hulle vra vir my, hoeveel maande vroeër gaan ek klaarmaak? So N is wat ek moet uitwerk. En dit moet dan gedeel word deur I, wat 0,135 op 12 is. Nou goed, jy gaan nou alles met jou sakrekenaartjie doen. Jy gaan vermenigvuldig met hierdie 0,135 mal 12. Jy gaan deel met die R2.398 en dan gaan jy kry 0,233 en die desimale hou jy. Dit is nog alles op jou sakrekenaartjie. En my hakkie hier is 809 gedeel deur 800 en dit is tot die mag min N. En dan in die volgende stap gaan ek die 1 aftrek en dan het ek minus 0,766 is gelyk aan minus 809 op 800. En as jy dan met die minusse vermenigvuldig met 'n minus 1, dan gaan jy aan albei kante plus kry. En hierdie is nou 'n eksponensiële vergelyking wat jy met logs gaan oplos, want daar's geen manier dat jy gelyke basisse kan kry nie. So, hoe lyk my logs? My eksponent is die minus n, is dan gelyk aan die logaritme van my grondtal,
wat 809 op 800 is, en ek gaan die logaritme van 0,766 gebruik. Onthou, jy het nog al jou getalletjies in jou rekenaartjie, so jy gebruik hom so, en dan gaan ek kry dat minus n gelyk is aan minus 23,8, so n gaan wees 23,80. Nou onthou, n is die aantal betalings, maar hy gaan nie 23,8 betalings maak nie, hy gaan 24 betalings maak. So, as hy 24 betalings gemaak, en hier kan jy sien dat hy aanvanklik eintlik nog 36 betalings moes maak, hoeveel maande is dit vroeër? Nou, ja, ek het nie baie plek nie, ek dink ek gaan dit hier inkry. So, hy moes nog 36 maak, maar nou gaan hy net 24 maak, so dit is 12 maande vroeër.